Byt Sake. Goeiemôre julle wonderlike mense. Hier is Ontbyt Sake program nommer 1177. Kan julle dit glo? Vandag is ek baie opgewonde want vandag is 'n program gaan alles oor die begroting. Dis so reg in my kraal want hierdie is die 40ste 1985 was die eerste een begroting wat ek ontleed het. Nou ons het vandag 3 kundiges op die verskillende gebiede hier by ons in die ateljee. Isel Du Plessis, 'n belastingkundige, want die begroting het natuurlik altyd 'n invloed op ons sakke. Die agbare professor Jannie Rousseau van Wits Bestuurskool, al 'n ou bekende hier by ons, en François Rousseau van SAI, 'n kenner op landbougebied. Goeiemôre aan julle 3. Môre Dawie. Dit is heerlik om julle te hê vir ons vanoggend net begroting. En ons gaan dit maak dat almal dit kan verstaan, net so terloop. Nou Charlene is nou nog nie terug nie, maar ons sien hopelik vir volgende week. Maar my agbare kollega Leon is op sy plek. David, as jy sê almal, bedoel jy sluit jy my in by daardie deel of is dit bietjie te ver? Ons gaan vanoggend maar. Ons gaan poog. Dit is heerlik om julle hier te hê vanoggend. Vandag se sake fokus is in die Matsikama distrik in die Wes-Kaap en sluit die dorpe Klein Willem, Vredendal, Citrusdal en Klawer in. En ons vertel julle ook van 'n lekker wyn en wildsfees wat binnekort in Stellenbosch plaasvind. En ons gesels met Akademia oor 'n nuwe kampus wat hulle oopmaak. Ja, en daar's 'n paar goedere wat natuurlik nog gezero rate word sogenaamd in die BTW mandjie. So ook Corrie vanoggend gaan nie vir ons 'n bietjie goedkoper dis aanbied. Inteendeel. Goeiemôre julle almal. Nee, solank julle net nie aan my kosbegroting vat nie, asseblief, julle maag moet vol bly. Ons kan sny op ander goeder. Nou vandag bederf ek julle met 'n interessante kleurkombinasie: beet, bone met geroosterde aartappels en vleisreepies. Dit sal jou beslis beïndruk en ek bedien dit saam met een van Frans Hoek Seller se wyne, die elegante The Last Elephant. Nou ek het absoluut geen twyfel nie. As die minister reënvol kon belas het, dan het hy dit sekerlik gedoen, maar hy kan nie. Annika, hoe lyk jy weer? Goeiemôre Dawie. Wel, vir hierdie naweek kan ek jy weer beskryf as nat en koel, reg oor die binneland van Suid-Afrika en ook langs die Ooskus. En uiteindelik bedaar daardie sterk Suidooster in Kaapstad ook 'n bietjie. In landbousake gaan ons dan ook gesels oor 'n paar produkte uit die Laagveld en vandag is die voormalige mevrou Heelal Margaret Gardner terug by ons om haar nuwe boek bekend te stel. En hierdie keer gesels ek met haar en in leefstylsake praat ek met Dr. Judy oor pigmentasie. Soos julle sien, lekker vol program. Ek is so opgewonde. Ek kan nie wag om te begin nie. Kom ons begin. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Die nattoestande van hierdie week duur voort vir die naweek. So kom ons kyk waar verwag ons daardie donderbuie. Op hierdie kaart waar ons die blou kleurskakering sien, so ons kan sien dit is basies reg oor ons binneland. Ook reën wat hier in die verre ooste kan voorkom en langs ons ooskus en dan ook selfs 'n paar donderstorms ver wes in dele van die Noord en die Wes-Kaap. Vannag sal mistigheid inbeweeg langs ons Weskus en ook die kus van Namibië. Daar's ook 'n moontlikheid vir 'n paar miskolle rondom Kaapstad en dan sien ons ook 'n kans vir 'n paar donderstorms alreeds vroeg Sondagoggend oor sentraal Suid-Afrika en teen Sondagmiddag weer eens wyd verspreide donderstorms wat ons verwag en reënbuie en dit is in die Vrystaat en al die omliggende provinsies, ook insluitend Gauteng. Nou as gevolg van hierdie bewolkte reënweer is dit ook heelwat koeler hierdie naweek. Ons sien maksimum temperature wat in die laat 20s gaan wees, 21 in Johannesburg, 23 in Pretoria, met verspreide donderbuie vir beide Saterdag en Sondag in die streek. Môre 'n maksimum van 21 in Potchefstroom en 20 in Vereniging. Vir sentraal Suid-Afrika en langs die Ooskus ook 'n goeie kans vir reën hierdie naweek, 22 in Durban met 'n 80% kans vir reënbuie in daardie gebied en dan vir Sondag sien ons 20 as 'n maksimum in Bethlehem met ook dan 'n 80% kans vir donderstorms in daardie area. Vir die Oos-Kaap is dit hierdie naweek ook stormweer wat ons verwag oor die binneland en dan van daardie donderbuie wat ook die kus kan bereik, 22 in Port St Johns, 23 in Oos-London en dan vir Sondag sien ons ook 'n kans vir 'n bietjie reën wat langs die kus kan voorkom, maar meeste van die reën oor die binneland. Uiteindelik bedaar daardie sterk suidooster wat hierdie week regtig Kaapstad gepla het met 'n temperatuur van 25 vandag in die moederstad en dan donderbuie wat ook rondom Calvinia, Sutherland en Beaufort Wes kan voorkom vir beide Saterdag en Sondag, maar Sondag dan ook donderstorms rondom George wat vanaf die binneland oor kan beweeg.
Kom ons kyk na jou vooruitsigte Saterdag in Appington, donderstorms met 'n temperatuur van 32 en dan verwag ons meeste van die donderbuie hierdie naweek noordoos van windhoek, maar ons sien darm steeds 'n kans vir donderstorms in dele van die Noord-Kaap ook vir Sondag. Die nuwe week begin dan met 'n kans vir nog verspreide donderbuie, weer eens in 'n soortgelyke reënvalpatroon as wat ons gesien het vir die naweek. Reën wat nou ook kan voorkom hier in die Oeverberg en later versprei na die tuinroete. Dit is nou vir Maandag en dan vir Dinsdagoggend verwag ons bewolkte toestande met reën oor sentraal Suid-Afrika, met reën nou ook steeds hierso rondom George en dan uiteindelik vir Dinsdagmiddag sien ons dat daar steeds verspreide storms verwag word in die Vrystaat, dele van Gauteng, Noordwes en ook op die hoogliggende dele van die Kaap-provinsies, sowel as die suide van KwaZulu-Natal. Wat die temperature dan betref, jou minimums is so rondom 15 grade Celsius vir Maandagoggend oor die grootste deel van ons binneland. Maandagmiddag is daar die maksimum temperature steeds so rondom 20 grade Celsius as gevolg van hierdie bewolkte toestande wat voortduur. Vir Dinsdagoggend 'n minimum temperatuur van 16 in Bloemfontein en Kimberley en dan vir Dinsdagmiddag sien ons dat die maksimum temperatuur nou 28 gaan wees in Kaapstad, maar steeds heelwat koeler oor sentraal Suid-Afrika en op die Hoëveld. Wat die wind betref, is daar dan 'n fris noordewind oor die sentrale binneland, 'n sterk noordoostewind langs die kus van die Oos-Kaap met uiteindelik 'n matige noordwestewind in Kaapstad en nie met daardie sterk suidooster nie, en dit bly 'n lig tot matige wind vir Sondag, 'n matige suidwestewind in die Karoo met winderige toestande steeds vir Noordwes, die Vrystaat en die Laagveld. Nou ja, dit is jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Woensdag sit ek weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie. Vandag in Landbou Sake kyk ons na verskillende aanlyn produkte van die Laagveld Spens wat ook landwyd beskikbaar is. Daarna gesels Dawie met François Rousseau van SAI oor die impak van die begroting op die landboubedryf. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Ons het een middag op die stoep gesit en Anna het sy werk in die Laagveld gedoen. En dit was vir amper 'n hartseerpunt dat die mooi Laagveldprodukte nie in die winkels noodwendig beskikbaar is nie. En ja, van daar af het ons met 'n idee gespeel van hoe kan mens dit laat realiseer. Die Laagveld Spens right tans is 'n baanbreker aanlyn platform waar ons plaaslike produkte bekendstel wat stories vertel, stories oor ons gemeenskap, oor mense, oor vakmanskap en net oor die talent wat ons in die Laagveld het en wat mense dan met hulle produkte doen wat hulle hierso produseer. Ons sit in die Laagveld met soveel unieke produkte, vanaf boerderye, blokmanne, bakkers en ander vakmanne en vrouens. En die produkte is nie altyd maklik verkrygbaar nie, buiten die direkte areas waar daai mense die produkte produseer. En baie van die produkte is maar net op naweekmarkte en so beskikbaar. So die idee van die Laagveld Spens is om die beste produkte van die Laagveld op een platform beskikbaar te maak. Lekker gerieflik vir almal om in die hande te kry en ons die winkel is 24 ure 'n dag oop, so dis gerieflik. Die logistiek bly steeds 'n groot uitdaging vir ons. Dis moeilik eerstens om al die produkte bymekaar te bring en dan met die bokse gepak word en weer uitgestuur te word. So logistiek is moeilik. Dink logistiek is waarskynlik die hoofuitdaging hoekom iets soos hierdie nie bestaan nie. Ja. Maar ons het besluit ons sien kans daarvoor en die Laagveld Spens is gebaseer op samewerking. Ek dink wat die Laagveld Spens produkte uniek maak is dat alles natuurlik 100% plaaslik is, eerstens. Tweedens, as ek 'n voorbeeld kan gebruik, ons brode, die oggend wat ons dan nou by jou sal kom aflewer, word dit vars gebak. Die vars goed wat ons aflewer word die oggend geoes. En dan rondom ons vleise, ons loop hand aan hand met die slaghuise wat ons nou tans het,
ons kies self die produkte en ons werk saam met daai slaghuise en blokmanne om unieke produkte te ontwikkel. Ons kies 'n besigheid in terme van hulle vakmanskap, maar dan gaan handkies ons produkte uit, hulle reeksprodukte uit. So dis nie 'n geval waar ons werk met hierdie slaghuis en ons lys hulle totale reeks nie. Ons kyk na die produkte en elke produk word geëvalueer en gekies volgens sy boksies wat hy vir ons tik om te kwalifiseer vir wat ons wil hê. My eerste begrotingsgas is François Rousseau. François, baie lekker met jou te gesels. Kom ons gaan oor landbou, die begroting en die impak daarvan op landbou. Kom jy eers jy soort van jou algemene indrukke van die begroting en wat dink jy die potensiële impak op die ekonomie gaan hê en gevolglik ook op landbou? Ja, Dawie, ek dink as 'n mens kyk, laas jaar het as gevolg van landbou se prestasie het die BBP se bietjie ingekrimp. So ons weet dat alhoewel landbou 'n klein bydrae lewer, maak dit 'n verskil. Ons is dankbaar oor die feit dat daar nie nog heffings is op diesel en natuurlik die suikerbelasting nie. Wyn is natuurlik 'n probleem. Ek dink die pleintjie het nog nie geval dat wyn eintlik 'n landbouproduk is met bietjie alkohol in en nie 'n alkoholproduk met bietjie landbou nie. En ek dink nie daai boere kan nog verdere heffings vat nie en veral met die uitvoermarkte is dit moeilik, maar ons is baie dankbaar vir die besteding aan infrastruktuur. Ons paaie kort dringend werk, die hawes, want as ons nie infrastruktuur het nie, kan ons nie ons produkte by die mark kry nie en kan ons nie ons produkte uitvoer na nuwe markte toe nie. Oor die algemeen natuurlik veiligheid bly vir ons 'n baie groot prioriteit en die toepassing daarvan. Ek dink oor die algemeen gaan dit nie net vir ons oor die bedrag wat toegeken is nie, maar hoe dit gemonitor word en hoe maak ons seker dat daar nie mors is nie. 'n ander ding wat ons ook bietjie oor seker is hierdie jaar is daar 2 departemente. Daar is die departement van landbou en dan die departement van grondhervorming. Vorige jare was dit 1 departement. Nou is daar hierdie 1 begroting toegeken aan beide. Nou die 2 het mekaar nodig. Die departemente tans werk nie optimaal nie en hoe gaan dit dan werk as hulle nou nog moet saamwerk ook. So hierdie is die tipe goed waarna ons mag gekyk het en wat ons Ja, ek wil net 'n opmerking maak oor die sogenaamde infrastrukturele besteding. Die minister het 'n biljoen rand of dan 'n triljoen rand aangekondig daarvoor, maar dis oor 3 jaar. En as mens werklik kyk na die werklike toename, is dit eintlik 'n relatief klein bedrag. So dis belangrik, maar dis die werklike implementering daarvan wat uiteindelik deurslaggewend gewees. En ons weet, die implementering daarvan laat maar veel te wense oor in baie gevalle. Maar spesifiek nou oor BTW. Daar's nou 'n klompie items wat nou vrygestel is van BTW. Dit is tipies kosprodukte wat natuurlik verband hou met landbou. Net so vinnig, wat is van die produkte wat vrygestel is van BTW en dink jy dit gaan werklik waar by die armer mense uitkom, die voordeel daarvan? Ja, Dawie, die goed wat bygevoeg is melkmengsels, dan afval van rooi vleisprodukte, jy weet hoender, skaap, bees en dan geblikte groentes. Ons sien nie regtig dat dit 'n reuse verskil gaan maak nie. Ek dink, jy weet, as boere is ons baie bevoorreg in die sin dat die armstes van die armstes altyd hulle geld eerste sal spandeer op die produkte wat boere produseer. Ja. Maar as ons regtig wil voedselsekerheid verbeter, dan sal ons aan hierdie mense die kos verkoop vir die prys wat boere daarvoor kry. Jy weet, daai waarde wat toegevoeg word is 'n Ek moet vir jou die ene, my tyd is besig om klaar te raak. Hierdie 11 miljard rand wat addisioneel toegeken word om grondhervorming te versnel, is daar 'n politieke motivering daar agter? Ons sien nie hoe 11 miljard rand 'n duik gaan maak in die 3.8 miljoen hektaar wat nog moet oorgedra word om by 30% te kom teen 2030 nie. Dit is 'n tree in die regte rigting, maar die pryse verskil so drasties dat ons dink nie 11 miljard 'n druppel in die emmer is wat dit betref nie. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Lekker met jou te gesels. Jammer dat ons tyd so kort is. Ek net 'n vinnige opmerking, die BTW voordele, die navorsing wys die voordeel gaan nie na die armes toe nie. Dit eindig gewoonlik hier in die klein en die groot handelaars se sakke. Dis die een en dan die grondhervorming se grootste probleem is die effektiwiteit daarvan en natuurlik 'n hele klomp korrupsie. Dis eintlik 'n probleem. Oor na Corlie, wat vandag se kos mee begin. Frans Hoekseller se eksklusiewe rooiwyn, The Last Elephant, is die perfekte huldeblyk aan die laaste olifant wat die vallei, voorheen bekend as Olifantshoek, in die laat 1900s verlaat het.
Hierdie geroosterde aartappels met beetboontjies is hartskos, heilsaam en propvol vesel en plantgebaseerde proteïene. En net om my vleisproteïene te kombineer, plaas ons later reepies kruiskyf bo op die aartappels. Nou die geroosterde aartappels is baie eenvoudig. Ek het dit al vele kere gemaak en jy volg presies dieselfde metode as elke keer. Jy kook die baba aartappels sag, gebruik 'n bakplaat, druk hulle so effe plat soos hier voor my, geur met sout, peper, dil, timie, olyfolie en die geheime bestanddeel in vandag se aartappels is maplestroop of esdoringstroop in Afrikaans. Dit maak die aartappels net daai ekstra bietjie bros en gee die soetgeur wat jy sal laat wonder, wat is dan nou anders aan hierdie aartappel? Nou kom ek wys jou net daai laaste geure wat ek oorgooi en dan vertel ek jou wat het ek met hierdie vleis langs my gedoen. So hier in die bakkie het ek dan nou 'n kombinasie van bietjie olyfolie en gesmelte botter. Hierso is daai esdoringstroop waarvan ek praat en dan gedroogde timie. Nee, ekskuus, daai is die dil en hierdie is die timie en dan hierso is net so 'n bietjie sout en peper wat ons sommer in die olie en botter gooi, dan maak dit net maklik. So nou kan jy dit net lekker meng en dit gooi jy dan nou net so bo oor jou aartappels. Orals. Jy kan nou 'n verfkwassie ook gebruik of 'n koskwassie om dit mooi oor al die aartappels te versprei. Ek gaan later daarmee aangaan, ek wil jou gou vertel. So ek het nou al reeds begin en ek het dis gewone kruisskyf wat ek gebruik het, sout, peper, olyfolie en 'n bietjie vars suurlemoensap en dan het jy nou lekker op die oop vuur net gebraai. Ek moes dit nou hier in die pan doen, maar dit lyk vir my heerlik, bruin, goudbruin gaar. So al wat ons dan later gaan doen is ons gaan dit as dit so klaar 'n bietjie gerus het in reepies opsny. Nou die aartappels hier voor my gaan nou oontoe om goudbruin en bros te rooster vir so 15-20 minute op 180 grade. En as ek terug is, gesels ons oor hierdie beet en bone langs my. Nou Leon begin nou met vandag se sake fokus en later gesels Dawie verder oor die begroting. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Nou in vandag se sake fokus kuier ons in 'n besondere omgewing van ons land. Dis die Cederberg en Matsikama streek na in die Wes-Kaap, 'n gewilde omgewing as jy die stad se gewoel wil ontsnap en net wil ontspan met oorgenoeg te doen en te sien. Ons kyk nou hoe dit daar lyk en suksesvolle ondernemings van daar. Matsikama beteken plek van water en is 'n wonderlike gebied waar suidelike Namakwa-land verken kan word met sy verskeidenheid toeriste aantreklikhede, insluitend die wêreldbekende wyne van die Weskus wynlande en die mooiste blomme. Nedersettings in Matsikama se name is net so romanties soos die omgewing. Doringbaai, Strandfontein, Ebenaeser, Papendorp, Loetswil, Koekenaap, Vredendal, Klawer, Van Reinsdorp, Bitterfontein, Nuwe Rus, Kliprand, Stofkraal, Molsvlei, Putse Kloof en Rietpoort. Landbou hier behels wingerd en hidroponiese boerdery, maar ook groente en vee. Mynbou sluit in sand, kalk, minerale, gips en soutmyne. Matsikama Begrafnisdienste is in 2004 in Vredendal gestig, met die doel om 'n plaaslike onderneming te bedryf wat 'n diens aan die omgewing kan lewer en hulle bly altyd gefokus op hulle lese van ons gee om. Hulle het ook in 2013 takke geopen in Kalvinia en Touwsrivier. Die Kamer Begrafnisdienste op Vredendal doen begrafnisse en verassings en dan verkoop ons polisse aan individue sowel as groepe. Ons gee simpatieke diens want ons gee om. Matsikama Begrafnisdienste is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer en bied begrafnispolisse vir individue, families en in groepsverband aan vir alle besighede en boere. Hulle dienste sluit ook gestremdes en pensionaarsse in wat toelaas ontvang en kwalifiseer vir spesiale begrafnisplanne. Matsikama Begrafnisdienste, lid van die Nasionale Begrafnisondernemingsvereniging van Suid-Afrika en met amper 12.000 gelukkige polishouers wat getuig van hulle ondersteuning. Claes & Stone bied omvattende kwaliteit en eenstop professionele dienste. Al die direkteure is toeganklik en gereed om hulle gewaardeerde kliënte persoonlik van hulp te wees.
Claassen Stone verskaf audit en rekenmeesterdienste, besigheidstrukturering, belastingadvies en boedelbelastingbeplanning aan 'n wye spektrum van kliënte in verskeie nywerhede en geografiese liggings. Sedert 1971 help hulle koöperatiewe besighede soos wynkelders en boere en hulle bedien ook 'n wye reeks ander bedrywe oor alle provinsies. Die direkteure is persoonlik betrokke by elke kliënt met omvattende praktiese leiding en advies. Claassen Stone, 'n diensverskaffer met meer as 50 jaar ondervinding. Hulle assosiasie met The Core Group gee kliënte toegang tot 'n vereniging van 120 takke met volronde finansiële dienste. Hulle span is jou span. Klawer wynkelders langs die N7 is die perfekte plek om 'n blaaskans te vat. Het sy jou op vakansie, 'n sakereis of op pad is om te gaan blomme kyk in Namakwaland, jy kan altyd 'n koue glasie wyn by die kelder kom geniet. Hulle spog met 'n paar baie unieke wyne, soos die African Vermouth, 'n soetwyn wat met rooibos verweef is, asook 'n bekroonde laatoeswyn, Villa Esposto Straw Wine. Jy kan die Klawerreeks leer ken deur een van vele wynproekombinasies wat hulle aanbied by te woon. Daar is ook verskeie ander goed in die proelokaal te koop, soos geskenkies of 'n soet bederfie. Hulle sal jou altyd hartlik verwelkom. Klawer het 'n groot verskeidenheid wyne om van te kies, van droog tot vol soetwyn. Klawer Wynkelders is die produsent van verskeie bekroonde wyne. Hulle is een van die grootste wynprodusente in die land en voorsien ook wyn aan verskeie handelsmerke. Bestel gerus jou gunsteling wyn by klaverwine.co.za of bespreek 'n besoek. Ons kuier verder in die Cederbergstreek, wat ook bekend is daarvoor dat dit die enigste plek is waar rooibos natuurlik groei. Maar dit is nie al wat dit spesiaal maak nie. Dit sluit boonop ook 'n deel van die Weskus in. Kom ons gaan kyk. Die Cederbergstreek is net 2 ure se ry van Kaapstad af en tog is die landskap heeltemal anders, wilder en warmer met 'n rou dramatiese skoonheid. Clan William en Citrusdal het hulle hoë berge met helder pers en oranje sonsondergange, gelaai met die geur van lemoenbloeisels in die lente. Lamberts Bay en Elands Bay het weer perfekte branders vir branderplankry en openlig restaurante met die beste seekos. Die Cederberg het ook 'n oorvloed voëllewe om te kom kyk. Dan is daar baie te doen. Bergklim, staproetes, swem in rotspoele, rotskuns om te verken of ontspan net eenvoudig en kom geniet net die vrede van hierdie ongerepte paradys. Clan William is die hoofstad van die rooibosbedryf en tuiste van Rooibos Beperk, 'n verwerker en bemarker wat al sedert 1956 bestaan. House of Rooibos vorm deel van die bemarkingsarm van Rooibos Beperk en gee aan besoekers 'n unieke rooibos ervaring. Hier kry besoekers die geleentheid om te sien wat alles met rooibos gemaak kan word. Daar is ook geleentheid om die geskiedenis en produksieproses van rooibos op video te sien en om van die verskillende gegeurde rooibos te proe. Vandag het die verfrissende smaak, unieke aroma en gesondheidseienskappe van rooibos tee daartoe gelei dat dit 'n groot treffer geword het reg oor die wêreld. Hierdie antioksidantryke en kafeïnvrye tee groei net hier in die skouspelagtige Cederberge. Die inspirasie agter die vertoonlokaal en winkel is om besoekers aan Clan William die beste rooibos ervaring moontlik te bied. 'n Ervaring getrou aan Clan William. Almal is welkom by die House of Rooibos, 'n trotse inisiatief van Rooibos Beperk. Augsburg Landbou Gimnasium is 'n akademiese landbouskool in Clan William wat in 1894 gestig is. Met gekwalifiseerde, toegewyde personeel geniet akademiese vordering hoë voorkeur. Hulle bied verskeie sportsoorte soos rugby, netbal, tennis, atletiek, cricket en visvang aan. Kultuur behels Stedford, koor, toneel, Auksies Got Talent, redenaars en konserte. Augsburg Landbou Gimnasium is 'n kruiskulturele laer- en hoërskool met meer as 500 leerders. Leerders word goed toegerus om boerdery in die regte wêreld aan te pak. BNS Sekuriteit in Clan William, Citrusdal, Lamberts Bay, Piketberg en omliggende dorpe bied volronde sekuriteitsdienste sedert 2001. Wat ook al jy benodig, sal hierdie deeglik opgeleide span vir jou kan voorsien. Hulle doen alarm en CCTV installasies en monitering. Die gewapende reaksiespanne sal binne 'n oogwink reageer op alarms en dan voorsien hulle ook wagte as jy dit benodig. BNS Sekuriteit, goeie diens, billike pryse, daar om jou en jou besittings te beskerm. Kontak hulle gerus.
Nieuwoud Spray in Citrusdal vervaardig topklas hoë volume spuite vir die vrugtebedryf. Hulle spuite gebruik minder brandstof en is geskik vir beide hoë en lae volume bespuiting. Hulle streef altyd na kwaliteit en gehalte diens. Sedert 2013 het hulle al meer as 620 spuite reg oor Suid-Afrika verkoop en het ook spuite uitgevoer na Egipte, Botswana, Zimbabwe, Angola en Namibië. Hier in Citrusdal herstel en voorsien hulle ook onderdele van alle tipe spuite. Die spuit werk met oscillerings, so jy het 'n lae kilowatt trekker nodig om te spuit, afhangende van jou terrein. Dit beteken laer brandstofverbruik vir die boer. Die spuit se onderhoud is laag en onderdele is maklik verkrygbaar. Nieuwoud het agente reg oor Suid-Afrika en hulle koerier ook enige onderdele wat jy mag nodig kry. Nieuwoud Spray, deur die nuutste tegnologie te gebruik en streng gehaltebeheer prosedures toe te pas, het hulle bekend geword vir die beste produkte in die bedryf. Kontak hulle gerus. Hier by ons in die ateljee is Christo Kienig van Kienig Koffie, die direkteur. Goeiemôre. Goeiemôre Leon. Nou, dit is 'n ding wat my altyd opgewonde maak. Nou, Kienig Koffie is mondig, 21 jaar oud. Wat doen julle reg? Waar skryf jy dit toe? Jo, ek aanhou vasbyt en uithou. Ons doen die klein goedjies reg. Ja. Ons probeer om elke dag die klein dingetjies reg te doen. Ons probeer om die groot dinge ook reg te doen, maar dis wat op ons fokus en ons het 21 jaar terug begin om in kantore koffie te maak, in die werksplek. Nie in coffeeshops en restaurante en so nie. En dis waar ek dink meer as 60% van alle koffie en tee word gedrink waar jy werk. Ja. En dis ons fokus gewees en ons hou maar aan om die kwaliteit daar te probeer kry en koffie te gee vir die mense wat werk. En hulle bly wakker. Nou, koffie is 'n ding wat natuurlik toenemend gewild raak. Ek is self 'n bietjie van 'n koffiesnop, self erken, baie kompetisie. Sou jy sê dis julle geheim ook om aan te fokus op daai klein dinge, goeie kliëntediens, daai tipe van ding? Absoluut. Jy kan enigiets goedkoop doen, maar dis nie wat die langtermyn, dis hoekom ons hier is na 21 jaar nog. Ja. En die groot ding is my spanne. Ons het twee roasteries waar ons eie koffie rooster, ons maak ons eie goeders, een in Johannesburg, een in die Kaap. En ek het 'n fantastiese franchise netwerk landwyd. En dis daai netwerk wat ons die geleentheid gee eintlik om kliënte op 'n nasionale basis te bedien. En ek kan jou 'n voorbeeld gee. Ek hoop ek mag. As jy bande vat vir 'n diens by Taki Wheel & Tire, dan drink jy ons Kienig koffie. As jy 'n Suzuki gaan vat vir 'n diens, dan drink jy Kienig koffie. Dis waar. En my netwerk gee vir my die geleentheid om landwyd daai soort van kliënte te dien. En ek dink dit was wat ons anderster maak as die meer lokale koffie agente of Johannesburg of Durban et cetera. Absoluut. So jy sê dis deel van julle bydrae dat 'n mens, wat ek bedoel, koffie het ook 'n ondervinding geword. Jy weet, as jy ek wil 'n lekker koffie. Dis nie net 'n dingetjie wat jy drink of 'n drankie nie. Is daar ander areas waarop jy ook meer spesifiek fokus? Ja, die spicy chai something latte of fancy. Nee. Maar weet jy wat, die mense raak al hoe meer gewoond aan die, kan ek maar sê, high street coffee shops waar jy nou al hierdie fantastiese koffiedrankies kan kry. Ja. Ons probeer om dit terug te bring na jou kantoor toe. En natuurlik teen 'n fraksie van die prys. Natuurlik. En ons ingangsmiddel is maar eintlik om die verhuuring van koffiemasjiene. Dit maak dit moontlik as ons verhuur 'n reeks koffiemasjiene, tipies aan kantore, besighede et cetera waar jy, en dan gee ons daai diens. Ek sê altyd jy kan 'n koffiemasjien enige plek koop en kan koffie enige plek koop. Dis daai diensstukkie in die middel, dis wat ons beter doen. Absoluut. Nou Christo, Kienig Koffie het vandag 'n spesiale aanbod wat jy wil bekendstel. Vertel ons asseblief. Ja. Ons noem die A10 masjien. Dis 'n klein koffiemasjien as jy 'n besigheid is van tussen 30 en 50 mense, daai tussen 30 en 50 koppies 'n dag. Ja. Dit 'n koffiemasjienkie, super outomaties met 'n yskas, 10 kg koffie wat vir jou omtrent 1000 koppies koffie gaan gee. Vir 24-25.000 rand. En net vir die week wat ons op ontbytsake is, as jy 'n bestelling plaas, ons het net 50 van hulle beskikbaar gemaak landwyd. Dis nie baie nie, moet bel. As jy ontbytsake in jou bestelling sit, kry jy ekstra R1000 afslag net vir die week. Ja, daai klink vir my nadeel. Hoe maak 'n ou as jy van daai aanbod wil gebruik maak? Daar's die telefoonnommer iewerster op die skerm, is daar 'n telefoonnommer vir Johannesburg of vir Kaapstad of 'n e-posadres, of jy kan na ons webwerf toe gaan, kienigkoffie.com, en dis daar ook op, daar kan jy bestel. En natuurlik vir enige van jou ander koffiebehoeftes. Dankie dat jy 'n draai kom maak het by ons. Baie dankie. Dankie vir die geselsie. Die mense gaan wakker bly, glo ek. Hierna tyd vir
ekonomiese sake met Dawie. Hy staan hier rond en trippel, dit raak eintlik 'n bietjie irriterend, maar kom ons gesels 'n bietjie begroting. Wel, het gaan natuurlik alles oor die begroting vanoggend. Ek het gereken hierso my ekonomiese praatjie, miskien net soort van die konteks daar te stel. Hoekom is hierdie begroting so belangrik en wat is die belangrikste syfers in hierdie begroting? En ek dink daar's een enkele syfer wat seker die heel belangrikste is en dis die staat se skuldvlakke. Die staat se skuldvlakke het heeltemal hand uitgeruk die afgelope tyd en ons het 'n dramatiese toename in die staat se skuld gesien. Nou die staat se skuld word gewoonlik uitgedruk as 'n persentasie van die ekonomie of dan nou as 'n persentasie van BBP. En die staat se skuldvlakke vandag is onthou die hele ekonomie is meer as so wat 8 biljoen rand of dan in Engels 'n triljoen rand. Terwyl die totale uitstaande skuld van die staat en ek praat van die soort van nasionale regering, die staan op meer as 5 biljoen rand. So as 'n persentasie van BBP is dit meer as 75% van BBP. Nou 10-15 jaar terug was dit 25% van BBP. Die staat se skuld moet natuurlik gediens word en die rente daarop geweldig hoog en ek gaan net vir julle 'n paar goeders daaroor wys. Maar kyk na hierdie grafiek wat ek so vinnig 'n paar berekenings gemaak het. So die staat se skuld is baie hoog, maar wat beteken dit werklik waar? Dit beteken werklik waar dat ek en jy op 'n per capita basis, ons werklike uitstaande skuld is eintlik so wat amper 100 000 rand meer as wat jy dink dit is. En die rente daarop is meer as 1 miljard rand per dag. As mens dit afbreek na sekondebasis toe, is dit amper 13.500 rand per sekonde. Dis die rente wat ons betaal op staatsskuld. So daai skuldvlakke moet op die een of ander manier gestabiliseer en verminder word. Ongelukkig is dit so, as jy kyk na die begroting van die minister van Finansies, soos alle vorige jare, die afgelope 10 jare, sê hy, ons gaan die staatsskuldvlakke begin stabiliseer en dan gaan ons dit verminder, maar ons gaan dit eers volgende jaar doen. En weer 'n keer in dieselfde begroting. Ek is bevrees, die traject van die staatsskuld het heeltemal onhandhaafbaar geword en as ons nie ernstige aandag gee aan die vermindering in staatsbesteding nie, gaan ons diep in die moeilikheid kom finansiëel met hierdie geweldige staatsskuldlas. Hierna nuus sake met Pieter de Tooy. King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Pieter de Tooy, ons nuuspersoon van die week. Wat 'n opwindende week. Goeiemôre ook aan jou. Môre Dawie, wat 'n opwindende 3 weke. 3 weke inderdaad. Die eerste begroting ter tafel gelees en uiteindelik die tweede begroting die afgelope Woensdag. So fascinerende politieke 3 weke om te sien hoe hierdie proses uitgespeel het, die onderhandelings tussen die DA, die ANC, jy weet 'n subkomitee van die kabinet wat gereeld vergader het. Jy weet ek verneem daar was maar warm gesprekke gewees. Harde woorde het 'n paar keer geval. Maar nog is het einde nie. Die begroting begin nou eintlik. Hier is so baie dinge wat mense eintlik kan aanraak. Ja. Maar een ding wat uitstaan wat almal van praat is natuurlik die BTW verhoging. So ek dink hierdie ding dit gaan nou nie meer oor BTW nie. Dit gaan nou net daaroor wie se sin gaan hy uiteindelik kry. Gaan dit nou die ANC wees of dan nou die minister van Finansies of die DA of nie. Ek ben hierdie mense is nou besig hierso met wat hulle noem horstryding. Ja, en dit gaan erger raak. Die horstryding gaan erger raak. Net op jou eerste punt. Ja, jy weet, ek dink die frustrasie is dat dit uiteindelik 'n politieke proses in plaas van 'n ekonomiese proses of 'n finansiële proses was. Natuurlik is die begroting 'n politieke dis 'n politieke proses. Dis 'n politieke geleentheid want dit gaan oor wat 'n regering se politieke prioriteit is en hulle besluit waar om geld te bestee. Maar hierdie is die eerste keer wat die ANC nie kon doen wat hy wou in die begrotingsproses nie. Onthou vir 30 jaar lank het die ANC, wat die regerende party was, 'n begroting saamgestel aan die hand van nasionale tesourie. Dit is voorgelê in die parlement en is eenvoudig ingestem en aanvaar en geen haan het daarna gekraai nie. Nou word elke deel van die begroting betwis, want die ANC het nie meer die meerderheid nie. So die proses wat nou voorlê, Dawie, daar's 4 stukke wetgewing. Maar dis waaroor ek jou nou vra. Wat gebeur as die goeders nou nie goedgekeur word binne sekere tyd nie? Wat is daai dinge vinnig? Wat nou moet volgende gebeur? So daar's 'n paar dinge wat nou gaan gebeur. Daar's 4 stukke wetgewing wat of 3 stukke wetgewing en 1 raamwerk wat in 'n komitee goedgekeur moet
moet word, dit moet goedgekeur word deur die nasionale vergadering. Die begroting is eintlik 'n stuk wet. Dis 'n wetgewing wat elke jaar voorgelê word in die nasionale vergadering en die LPs moet dit goedkeur. Die verlede die ANC het dit eenvoudig goedgekeur want hulle die meerderheid, nou het hulle nie meer die meerderheid. Nou staan 3 stukke wetgewing. Die verdeling van inkomstewet, die toewysingswet, die appropriation bill en dan die inkomstewet wat basies die belastingvoorstel is. Ja, maar julle eers is die raamwerk. Eers die raamwerk wat goedgekeur word. So binne die volgende 16 dae, Dawie, moet hierdie raamwerk goedgekeur word. Maar partye kan veranderinge aanvra, weet weer eens moet daar 'n meerderheid wees en die kleiner partye gaan natuurlik goed wil deurdruk wat hulle wil deurdruk. Dan na die 16 dae verby is daar 35 dae wat die verdeling van die verdeling van inkomste goedgekeur moet word in die parlement. Ook 'n Division of Revenue. Division of Revenue. Ja. Maar daar kan partye ook sê, maar ek stem nie saam met jou met dit nie, ek stem nie saam met jou met dit nie, ek soek dit in die wet en ek soek daai in die wet. As jy dit nie vir gee nie, gaan ons jou nie ondersteun nie. So weer eens gaan daar 'n hofstryding wees en dan die toewysingswet, die appropriations bill, wat 4 maande het om deurgevoer te word. Maar die punt is, ons was nog nooit in 'n situasie waar die begroting lyn by lyn waar daar 'n twist gaan wees oor items maar nie. So teoreties kan ons op 'n punt kom wat die ouens sê dat die wetgewing word nie aanvaar nie en dan is daar nie geld nie. En dan sit ons nog steeds met die vorige jaar se begroting wat sekere beperkings plaas op wat die staat mag doen en nie mag doen nie. So dit is 'n gevaarlike tyd en 'n onsekere tyd waarin ons is. Aan die een kant is dit 'n goeie ding dink ek Dawie dat hierdie oop proses is, dat daar debatvoering daaroor is. Aan die ander kant wil ek definitief nie hê dat partye soos die EFF en die MK party wat vernietigende organisasies is insaam moet hê in wat die staat moet doen nie. So dit gaan interessant wees om te sien hoe daai horstryding soos wat jy sê gaan uitspeel. Opwinding op opwinding. Dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak het. Dit hou nie op nie. Wonderlik altyd om met Pieter te gesels. Terug na Sake Fokus. Akademia streef daarna om 'n tuiste, 'n akademiese tuiste te wees. Om 'n plek te wees waar fonties welkom voel. 'n Plek waar hulle behoort. Elkeen is volwaardig individu, interafhanklik deel van 'n veel groter gemeenskap en dit is wat elke student veel meer maak as net 'n getal. Akademia se splinternuwe voltydse Parel kampus open vir die eerste keer sy deure in 2026. Met 'n verskeidenheid studierigtings om van te kies, kan jy eerstehands student wees en tuis wees in jou eie taal ervaar. Kry solank jou dokumentasie gereed, want studieaansoeke vir 2026 open reeds vanjaar op 1 April. Besoek akademia.ac.za vir meer inligting. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste. Akademia het onlangs opwindende nuus bekend gemaak dat sy voetspoor uitgebrei word met 'n voltydse kampus in die Parel in 2026. Nou hier het ons vir Martinus Visser, die besturende direkteur van Akademia. Goeiemôre. Hallo Leon. Julle het reeds 'n voltydse kampus daar in Centurion. Hoekom het Akademia besluit om 'n kampus in die Parel daar te stel? Leon, ek dink 'n mens moet eers gaan kyk na die demografiese werklikhede in die Weskaap. Daar is omtrent 3 miljoen mense wat woon in die Weskaap wat in hulle huise Afrikaans praat. Die noodwendige gevolg daarvan is dat daar 'n baie groot Afrikaanse skoolgemeenskap is. Daar's meer as 300 enkel medium Afrikaanse laerskole, amper 80 hoërskole en dan nog 'n hele klomp dubbel medium skole. En ons weet mos hierdie skole is nie net 'n akademiese sterk skoolgemeenskap nie, maar op alle terreine 'n sterk skoolgemeenskap. En ons weet ook dat die toegang tot Afrikaanse hoër onderwys in die Weskaap in Afrikaans raak toenemend 'n groot uitdaging. So daarom is dit eintlik vanselfsprekend geweest dat rolspelers vanuit die Weskaap se gemeenskap ons genader het en gevra het of ons nie ook 'n satellietkampus daar wil vestig. Wonderlik. Vertel ons meer van die kampus se fasiliteite wat daar ingerig word. Ja, so ons volg dieselfde strategie as wat ons hier in die noorde gedoen het. Ons vestig eers 'n kampus in tydelike fasiliteite of huurfasiliteite. Ons het dit nou ons is besig in die Parel om 'n pragtige gebou voor te berei daarvoor. En daar is natuurlik al die fasiliteite of dinge wat 'n mens nodig het vir
'n kampus. Eerste is die belangrikste is 'n groot koffiewinkel. Ek wou nou net sê. En 'n kafeteria en dan die biblioteek en lesinglokale en kantore en al die goeders. En ons gaan 'n baie lekker kampusatmosfeer daar hê. En dan na mate mens die instelling goed gevestig het, dan sal 'n mens ook uitbrei om 'n eie kampus te bou soos wat ons nou in die noorde doen. Ek dink belangrike ding, vir hoeveel studente maak julle gereed nou in 2026? Watter studierigtings en daai tipe ding word aangebied by? Ja. So niks begin groot nie. En ons hoop ons kan meer as 300 studente inskryf volgende jaar in hulle eerste jaar. Ons rol programme uit al die fakulteite wat ons tans het, rol ons uit in die Kaap. Hele klompie BCom grade, regsgrade, opvoedkundige grade en dan 'n klomp BSc's en 'n klomp geesteswetenskap grade. So die hele pakkie en soos wat tyd loop, sal ons meer programme uitrol daar. Natuurlik. En jy praat nou van koffiewinkels so. Is daar wat 'n unieke ervaring kan studente verwag by hierdie kampus? Ja, so ek dink akademie is bekend daarvoor dat ons verbind is tot twee ideale. Die een is dat ons die beste opleiding wil gee. So ons wil hê ons studente moet wanneer hulle klaar gestudeer het, gereed wees vir die werkplek en ons doen baie werk daarvoor. Maar die tweede ding is dat ons ook verbind is tot wat ons noem die vorming van die karakter van studente. En op verskeie terreine doen ons dit. Ons weet dat dit eintlik die vaardigheid is wat almal wil hê, deesdae is mense met stewige karakters en ons is verbind daartoe. En ek dink dan daarmee saam het ons 'n wonderlike, ek noem dit 'n opbouende, lewenskragtige studentelewe waarvoor ons eintlik al bekend geword het. So dis die uniekhede wat studente by ons kan verwag. Ja, so dit gaan ook oor daai dinge wat jy leer tussen die klasse, né? Buite die klas, dis reg. Of buite die klas natuurlik. Martinus, waar kan ons luisteraars meer inligting oor akademie en natuurlik hierdie wonderlike nuwe kampus wat julle bou kry? Pragtig, op die webwerf is alles Leon www.academia.ac.za. Daar gaan hulle en hulle besoek. Baie dankie. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak. Dit is opwindende dinge wat gebeur. Martinus Visser, die besturende direkteur van Akademia. Ek vertel julle volgende van 'n opkomende sakefokus. 'n naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Ons projekbestuurder Estel van Staden werk tans in die omgewing van die ateljee, sommer hier in Randburg, tot sover as Volhuis en al die voorstede tussenin. So as jy besigheid het in hierdie deel van Johannesburg, kontak vir Estel en neem deel aan die fokus vir 'n uitstekende bemarkingsgeleentheid. Volgende is dit smulsake. Nou ek is seker jy wonder waar kom ek aan beetbone en wat dit is en waarvan ek praat. Nou baie maklik, beet en botterbone. Wat met die botterbone kom uit blikkies. En ek maak 'n puree daarvan. Nou dit is die kleur van die resep wat my so aantrek. Ek koop die pakkie beet wat reeds gaar is. Nou meeste supermarke het dit beskikbaar daar in hulle yskaste. Jy kan dit net so gebruik, maar ek verkies om myne 'n paar minute te rooster in die oond net vir ekstra geur. Dan gebruik jy botterbone in 'n blikkie. Jy gooi die pekelwater af en spoel die bone net met koue water weer dan af. Nou plaas dit in jou versapper saam met die beet, knoffel, tahini smeer, suurlemoensap, komyn, sout en peper. En as jy sien dit kort 'n bietjie vloeistof, kan jy so 'n bietjie amandelmelk of water net byvoeg. Nou is al wat moet gebeur. Ek moet hierdie insit en dan gaan ek in julle ore raas. So al wat jy doen is jy gaan gou alles hier ingooi. Ek hoop nou nie ek mors nie. Ek word dit nou presies hier voor julle gewys het, dat julle kan sien hoe maklik dit eintlik is. Oeps, ek het geweet dit gaan gebeur. Sal daai nou opruim. Nou hier is jou vars suurlemoensap, gooi jy in. Hierdie is 'n tahini pasta of dis eintlik maar net sesame saad wat soos jy weet soos jy neutbotter kry, is dit net gepuree en fyn gemaak. Hierso is vars knoffel. Hierdie is bietjie komyn wat ek hier ingooi en dan natuurlik my sout en peper. En nou gaan ek in julle ore raas. Ek sien ons kort wel so 'n bietjie water. Ek hoop nou ek het genoeg tyd. Ek wil hê julle moet sien hoe gaan die kleur. Doen dit nie.
Okay, ek dink ek sal dit nou verder doen. Ek gaan vir julle nou wys hoe lyk dit. Kyk, dit is dinge of is eenvoudige dinge wat my opgewonde maak as dit by kos maak kom. Kyk nou net toe ek met die klere en kos, wel ek gaan dit nou doen as julle nie kan sien nie. Dit lyk ook fantasties. En ek gaan proe, dan gaan ek vir julle sê hoe proe dit. Dis heerlik. As ek terug is, dien ons op en bou ek 'n kosprentjie vir jou op die bord. Dawie gesels nou met Prof Jannie Rousseau van Wits Bestuurskool oor die begroting. Ek gesels met professor Jannie Rousseau en ons gesels natuurlik oor die begroting. Ons begin heel eers. Jannie, heel eers, weer 'n keer baie welkom. Dis lekker om jou hier te hê. Dawie, baie lekker om hier te wees. Ek het net 'n soort van gesê die enkele belangrikste syfer is waarskynlik die staat se skuldvlakke. En die skuld wat besig is heeltemal 'n hand uit te ruk. Ons is op pad na wat jy noem 'n fiskale afgrond. Is dit miskien die regte plek om te begin as mens die begroting bespreek? Ja, ons kan by einde begin, dis die fiskale afgrond, of ons kan by die begin die regering gaan BTW verhoog. Ja. Ek het vir die nasionale tesourie gevra wat hulle beraming is van die koste vir die ekonomie om die administrasie om BTW te verhoog te doen. Hulle het geen beraming daarvoor nie. My huidige beraming is R1 miljard ekstra koste vir sakeondernemings in Suid-Afrika. Ek sal baie graag die tesourie wil hoor oor 'n beraming, maar op die stadium is my syfer R1 miljard. So, dit is die koste om nuwe BTW in te stel. Maar daar's natuurlik 'n prys aan verbonde. Dis nie net 'n geval van geld wat hulle uitvat nie, dis ook die administratiewe proses om dit te doen. Dit kos geld. Ja. Maar kom ons kyk na die staat se inkomste. Ek het 'n grafiekie wat vir jou wys waar die staat oral sy inkomste vandaan kry. Daar's die verskillende inkomstebronne van die staat. Die enkele belangrikste inkomstebron is persoonlike inkomstebelasting, dis wat die staat kry. Dis sy belangrikste bron van inkomste, gevolg deur BTW, gevolg deur maatskappybelasting en dan staan die kleintjies, die rotte en die muise. Dis nou die kleiner goeder, aksiesbelastings en brandstofheffing en dies meer. Nou ons weet van die aanpassings wat gedoen is. Ons spesifiek gaan 'n bietjie later gesels oor die aanpassings oor die spesifieke belastings. Daardie belastingmengsel wat ons daarso het van die verskillende belastings, is dit die regte en die korrekte belastingmengsel? Nee, Dawie, dit is nie. Daar is te min mense en te min maatskappye in elkeen van daai groepe wat tot by belasting bydra. Ons het in Suid-Afrika 7.8 miljoen mense, individue wat belasting betaal uit 'n bevolking van 63 miljoen. Dis heeltemal te min. Kom ons kyk daarna. Kom ons kyk na die persoonlike inkomstebelasting. Dis daai een grafiekie. Ons het 'n grafiekie ook spesifiek daarmee saamgebring wat ek voorberei het. Daar's hy. Hier kan mens nou sien hoeveel belastings word betaal, hoeveel belastingbetalers daar is. Mens kan sien 225.000 byvoorbeeld belastingbetalers. Kyk hy geweldige groot komponent van die belasting wat hulle betaal. Dit beteken baie min individue betaal 'n vreeslike klomp belastings. Ja, individue wat meer as R750.000 per jaar belasbare inkomste in Suid-Afrika verdien, dra meer as 50% van die persoonlike inkomstebelasting by en meer as 20% van die regering se totale inkomste. Elkeen van daai individue behoort 'n persoonlike bedankingsbrief van meneer Kieswetter te kry vir hulle bydrae tot Suid-Afrika se belastinginkomste. Dit is nie net dit nie, ons het 'n soortgelyke grafiek oor maatskappye gebring. Kyk nou hoe lyk dit met die maatskappye. In die geval van maatskappye is daar so wat 1000 maatskappye wat 70% van die totale maatskappybelasting betaal. Ja, so as jy 'n vinnige som maak, is dit meer as 200 miljard van daai 300 miljard wat ons gesien het. So hierdie ekonomie rus in 'n groot mate op 1000 maatskappye en 975.000 individue. En dit is nie 'n gesonde belastingtoestand om in te wees nie. En daar's die derde groot potensiële belastinginkomste is natuurlik BTW. So ons kan nie persoonlike inkomstebelasting verhoog nie. Ons kan nie maatskappye verhoog nie. En dis die rede hoekom hy BTW verhoog. Ja, maar soos ek sê, BTW verhoog sonder dat die nasionale tesourie die koste van die verhoging in terme van administrasie vir die ekonomie uitgewerk het en ek sou beter van die tesourie verwag het. Ek en jy gaan nou verder gesels. Ek dink 'n baie belangrike punt hierso is dat die belastinglas is so verskriklik nou in Suid-Afrika dat die ekonomie kan net eenvoudig nie meer hierdie geweldige staatadministrasie hanteer en bekostig nie. Ons kyk nou na ons vervoerborg Easy Shuttle en dan gesels ons verder. Wow,
ek en Janie gesels verder. My apologie, ek is so besig hier so ons praat so lekker. Jy het 'n punt gemaak, 'n belangrike punt dan net so tussen die breek, en dit is die impak van die verhoging in BTW op inflasie. Behalwe die koste op die ekonomie, het dit natuurlik 'n inflasionêre impak ook. Ja, Dawie, ek het ook vir tesourie gevra hoe groot gaan die onmiddellike inflasionêre impak op BTW op die ekonomie wees. Hulle weet nie. Nou jy moet onthou, Dawie, ek is 100% teen inflasie. Ek het selfs hierdie boek geskryf wat ek vir jou gaan gee. Inflation is ungood and other sexual truths. Ek is 100% teen inflasie. En so spreek 'n regte persoon wat groot deel van sy loopbaan by die Suid-Afrikaanse Reservebank deurgebring het. Inderdaad, baie dankie Janie hiervoor. Kom ons kyk net, die een kant van die begroting is natuurlik die belastingontvangste wat ons nou bespreek het en die impak daarvan. Die ander kant is die uitgawes van waar die geld heen gaan. Kyk na hierdie grafiek. So die grootste uitgawe-item vir die minister van Finansies is natuurlik onderwys, die enkele grootste uitgawe-item, en net so terloops, as mens kyk na die kwaliteit van Suid-Afrika se onderwys, laat dit maar veel te wense oor. Maar die tweede grootste uitgawe-item daar is rente op staatsskuld. Hier's 'n groot probleem. Dit is die eerste keer dat rente die tweede grootste uitgawe-item is op die begroting. Ja, Dawie, in die tempo wat ons voortgaan, gaan rente op staatsskuld binnekort die grootste uitgawe-item op die begroting wees, want daar is nie 'n duidelike plan om staatsuitgawes te besuinig nie, so die lenings gaan eenvoudig bly toeneem, ten spyte van die feit dat daar nou weer beloftes is van 'n leningsneiging wat verander, maar ons weet uit vorige begrotings dat dit nie gebeur nie. Janie, ek dink die belangrikste punt, en ek glo jy my saamstem hier, so is dat die probleem is, die staat spandeer te veel geld. Nou as jy kyk na hierdie verskillende uitgawe-items, waar kan daar werklik waar besnoei word? Al Dawie, die eerste ding is om van 43 adjunkministers ontslae te raak. Ek kon nog nooit uitvind wat 'n adjunkminister doen nie, behalwe om belangrik te lyk, want hulle is nie belangrik. En rondry in swart karre. Ja, want hulle is nie belangrik nie. Tweedens kan ons natuurlik die kabinet kleiner maak. Ons het heeltemal te 'n groot kabinet. En dan natuurlik moet ons uitgawe-item per uitgawe-item kyk. Ons kan die departement van klein sakeontwikkeling toemaak. Onmiddellik. Hulle het nog nie een sakeonderneming ontwikkel nie. Die staat kan 'n klomp van sy state-owned enterprises, staatsondernemings, eenvoudig toemaak of weggee. Poskantoor is 'n goeie voorbeeld. SAL is 'n SAL. Ek het 8 jaar terug bepleit dat hulle SAL moet weggee. Hulle het nie geluister nie. In die laaste 8 jaar het SAL 35 miljard rand se hulp van die belastingbetalers van Suid-Afrika gekry. Vermors. En dit vermors. So raak ontslae van sulke uitgawe-items. Maar daar is nie 'n politieke wil om dit te doen nie, want die ANC is 'n sosialistiese organisasie. 'n Baie sensitiewe ding, ek gaan nou weer 'n keer soos hulle sê uitmail kry. En dit is staatsamptenare se verhogings. Die staatsamptenare het 5,5% verhoging gekry, terwyl die oordragontvangers, hulle het maar net 5% gekry. So die werklike mense wat afhanklik is om kos te koop, kry baie minder van 'n verhoging as die staatsamptenare wat oor die algemeen al reeds oorbetaal is en oor die algemeen onderwerk is. Dit is werklik waar 'n politieke tamaletjie. Hoe sny mens daai uitgawe-item? Ja, Dawie, die probleem in die staatsdiensrekening is dat afgesien van 'n algemene verhoging wat hoër as die inflasiekoers is, kry staatsamptenare ook elke jaar kerfaanpassings. En die kerfaanpassings is ongeveer 'n verdere 1%. So as jy hierdie goed begin bymekaar tel, is dit duidelik dat die regering 15 jaar terug 'n staatsdiens ontwerp het met die gedagte dat die ekonomie teen 5% per jaar vir 15 jaar gaan groei. Die ekonomie het met 1% per jaar gegroei en ons sit met ander woorde met 'n totaal te groote staatsdiens vir wat die belastingbetalers in Suid-Afrika kan dra. Ek wil eintlik nog gepraat met jou oor die verwagtinge van die minister van ekonomiese groei en dis meer, maar ons het nou glad nie meer tyd nie. Ja, wat ek wel bly is oor is dat ek hierdie boek by jou persent gekry het en ek moet jou saamstem, inflation is inderdaad ungood. Maar Janie, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak. Ons gaan vir jou 'n bietjie later iets gee om te eet ook. Baie dankie David. Julle onthou dalk van laasweek dat ek genoem het dat Margaret Gardner op hierdie maand 'n voorblad van Rooi Rose is. Gaan kyk gerus na daardie artikel, dit is uiters interessant. En hier sit sy nou by my in die ateljee. Goeiemôre Margaret, baie welkom by ons vandag. Baie dankie, ek voel tuis. Ek is baie bly om dit te hoor. Ons gesels oor jou nuwe boek en die titel het ek hierso, Bedorwe skoonheid Joey Superstar. Hy's op Joey Superstar, hy's ook beskikbaar in Engels. Vertel vir ons waaroor gaan hierdie boek?
Ek gaan Engels praat asseblief omdat my woordeskat is nie so groot nie. Dis 100%. It's a book about good girls who get damaged and fight back. It's set in New York and in Los Angeles, and it's set against a backdrop of movies and modeling in the 1980s. That's the tinsel. The reality of it is about a woman who's using bad coping methods and is self-damaging. And it's her journey, her arc of self-discovery, self-confidence, and the power to make changes wat nodig is. Wel dit was baie mooi gesê. Die boek raak ook aan geestesgesondheid. Watter tema wil jy oordra? Watter boodskap wil jy oordra aan die leser? Ek dink dit is baie belangrik dat as ons ons voel dat ons nie onsselfde is of ons probleme het, dat ons vra vir hulp. Ja. Baie mense voel nie op hulle gemak om na 'n sielkundige te gaan. Ja. En as die wêreld is te groot vir jou, jy moet nie jouself laat seermaak. Ja. Jy moet iets doen, jy moet vir hulp vra en jou lewe verander. Ja. En die boek, die temas wat jy aanspreek, word nie soos hulle in Engels sê, gesugarcoat nie. Ja. Waarom het jy gevoel is dit nodig om so hard en duidelik oor van hierdie temas te praat? Ek is baie bekommerd daaroor, omdat die lewe wat Joey Superstar lewe is een waarin hulle vloekwoorde gebruik. Daar's sex, there's drugs. These are not things I would ever do. It's not something that I advocate for women to do, but it's an outgrowth of unhealthy coping mechanisms. Yeah. And what happens to young girls is when you come into an environment in which you're uncomfortable in and everyone's doing it, suddenly, in order to be accepted, your center tilts and you find yourself doing these unacceptable things. And this is like a warning. You know, be true to yourself. Do not let your boundaries fade. So. Ja, en moenie ingee vir daai groepsdruk nie. Ja, baie belangrik. Ja, en as jy dan nou vandag vir die kykers kan sê, waarom moet hulle jou boek koop en lees? Ek dink dit is 'n baie goeie boek vir vrouens. Ek hoop dat mense sal geselskappe hê en 'n kans kry om te sê, luister, nie hierdie presies ding, maar iets naby dit het met my gebeur. Ja. En laat ons daaroor praat, sodat julle jong mense nie op dieselfde pad sal stap nie. Nou, hierdie boek se publikasie was natuurlik 'n groot hoogtepunt, maar kortliks, wat lê volgende voor vir Margaret Gardner? Wel, dis 'n bietjie van 'n scoop. Ek het net the international who's who. I've been awarded the media prize. Wow. So I'll be going in Cyprus in June to go and receive that. Wow, dit is wonderlik. Baie geluk en dankie dat jy dit hier vandag by ons gedeel het. En baie dankie dat jy vandag by ons gekuier het en dankie vir hierdie kosbare boek wat jy geskryf het. Ek dink dit is so nodig in die wêreld waarin ons vandag lewe. Dankie Margaret. Dit is ongelooflik om terug te wees. Ek voel tuis. Dankie. Dankie. Hierna vind Leon uit oor lekker wyn en wildsfees wat binnekort in Stellenbosch gehou word. Kom geniet 'n naweek van wynproe, wildspitbraai met heerlike wildsgeregte, 'n verskeidenheid van bekende kunstenaars, vierdansers, vierwiel motorfietsse, pyl en boog. Vir die kinders is daar perd- en ponyritte, reptieltoertjies, lekker boeresport en vele meer. Kry jou kaartjies vandag vir die 4de tot 6de April in Stellenbosch. Mario Klaasens is hier om ons te vertel van die wyn- en wildsfees. Dit klink vir my na gedoente. Wat het julle geïnspireer om
wyn en wildsvleis, alhoewel wyn gaan saam met enigiets, maar hoekom wyn en wildsvleis ten minste? Wildsvleis. Ja, ek het so rukkie terug 'n vriend van my, Marius, het ons 'n bietjie gesit om die kampvuurtjie in die Waterberge. Toe het ons nou lekker gesels oor al die vleis en die wild en al die goed wat maar in ons bloed is. Toe het ons maar net besluit, ek gaan dit vat en ek gaan dit verder vat. Maar akkoord ietsie. En die wyn het daarby gekom. En ons het Kaap toe gegaan en ek het daar die dinge van die grond af gekry en ons het die wyn en wildsfees geskep en dit het daar begin en vandag, daar gaan ons met hom en dis iets uniek. Klink na 'n gevaarlike kombinasie. Nou, wat is die visie agter hierdie wyn en wildsfees, Mario? Ja, ons wil graag die kultuur van ons Suid-Afrikaners vorentoe bring en ons wil graag net maak dat almal dit geniet en iets daaruit kry en iets uit dit put en net dit voordra vir die toekoms vorentoe want dit is iets om te vier. Dit is uniek. Die naam sê dit eintlik maar al klaar, maar wat 'n unieke ervaring kan besoekers verwag hierso? Ja, kyk, op die einde van die dag, baie van ons oorseese mense is al klaar belangstellend oor wat hier aangaan en almal praat van Suid-Afrika en die unieke situasie wat ons kan aanbied vir hulle op die wildsvleis en die wildsfeeste en die wyn saam. So ons wil net hê as hulle daar is by die feeste en hulle geniet dit, hulle moet baie lank praat daarvan. Dit moet 'n memory wees wat hulle nooit kan uitvee nie. Dit moet iets uniek wees. Absoluut. Nou ek kan dink dit mens hierdie byna wel soos eintlik op 'n klomp plekke kan aanbied in ons mooie land. Hoekom in die Kaap? Jong, ja, die Kaap het nog nie 'n wyn en wildsfees gehad nie. Die wildsfees glad nie. Maar baie te doen met wyn, maar ons het nou die wildsfees gebring Kaap toe en dit is baie lekker en baie mense geniet dit. En daar's so verskriklik baie wildsplase om ons in die Kaap. Dit is nie net in die Limpopo nie. So die mense het nogal besef ons kan ietsie daarmee ook doen daar. So hulle sien uit om dit daar te sien. So hulle geniet dit ook saam met ons. Absoluut. Nou wat is jou droom vir die toekoms van die wyn en wildsfees? Ja, dit is net om seker te maak dat almal daarvan kan praat. Net om 'n vuurtjie kan sit en sê dit is so belangrik geweest dat ons dit kon bywoon en geniet dit en dit moet net almal moet dit geniet vorentoe. Dit is 'n platform wat geskep is vir ons en ons moet daai organiese platform geniet sover as ons kan. En ons Suid-Afrikaners kan dit ding geniet. Ja. Datums van hierdie fees. 4, 5 en 6 April 2025 in die Kaap, Stellenbosch. Ja, en jy kan kaartjies kry waar? Ja, kaartjies kan op ons webtuiste wees. Dit is www.nextevents.co.za. Ek is seker die mense gaan stroom soontoe want ons kan mos nou maar lekker om 'n stukkie wild en wyn kuier. Maar nee, versekerlik. Dankie dat jy 'n draai kom maak vanoggend. Ek is seker ons kykers gaan julle gerus baie goed ondersteun. Hierna eers kubersake. Ontbytsake kuier graag saam met ons kykers op sosiale media, soos Facebook, Instagram en YouTube. Ons bied ook uitstekende advertensiegeleenthede daarop. Dit is die eerste keer dat ons dit so doen, ek en jy, is dit nie? Nou, dit is tyd vir kubersake en vandag vier ons meer as 10.000 volgers op ons Instagram blad. Instagram, né? Yes, mooi. Instagram blad. Ons is baie trots en ons wil ons gedigte digitale media span bedank wat hard werk om vir julle goeie inhoud te bring en as dit nog nie die blad gevolg het nie, gaan doen dit sommer nou. Absoluut. Nou Facebook groei ook en bly 'n lekker kuierplek en mense sê goedjies daar. Dankie aan Ramona Steenkamp wat 'n getroue kyker is. Sy het laat weet na aanleiding van verlede week se program. Baie goeie onderhoud gewees met dokter van der Merwe. Dankie Dawie en span. Natuurlik 'n groot prik. Nols Armgat Esterhuizen het gesê topklas. Dankie Nols. Is Armgat jou tweede naam? Nee, ekskuus David, dis ek. Hulle sou ook gesien het dat ontbytsake of julle sou ten minste gesien het ontbytsake word binnekort 25 jaar oud en ons pos tans juweeltjies uit ou programme en een daarvan was toe Leon Schuster en Jan Harm vir Dawie uitroleer het met 'n houtlepel. Hy het sy naam houtlepel gemaak. Gaan kyk daarna op ons Facebook en Instagram. Dis 'n snaakse gedoente. Ek maak my naam baie op hierdie program. Maar hierdie een bly die hele tyd kort terugkom en dis alles ten koste vir my. Ronel Snyman het laat weet, oh my goodness, spoeg ek my middagkoffie oor my lesenaar. En Marita Wiese het gesê, nou het ek daarom lekker gelag. Ek glo Dawie het hulle daarom teruggekry. Nee, nog nie. Nee, maar jy gaan. Ek gaan nog teruglig. Ons kyk nou iets wat juist deel uitmaak van ons 25 jaar vieringe en dis die sakewinkel. Maar onthou, jy moet registreer en daarna is dit eers terug na die sakefokus. Vanaf Saterdag 5 April gaan kykers van Ontbytsake toegang hê tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe sakewinkel. Ons skop die 5de April af met R20.000 se gratis Fly Sapphire vliegbewyse. Maar jy sal eers moet registreer om in aanmerking te kom.
Dus gaan registreer nou voor 5 April op ons webblad om jouself 'n kans te gee. Natuurlik 'n ou gesig hier op ontbytsake Christo Strydom van CSN die stigter en die eienaar. Goeiemôre en hy bring saam vir Erwan Du Plessis. Dis lekker om julle hier te hê. Christo, nou kyk die man lyk of hy in die gimnasium was. Hoe jy weet, dis wonderlik om te sien. Hoe het Erwan baat gevind by CSN? Ek is nog altyd lief vir die gesegde jy kan nie slegte eetgewoontes wegoefen nie. Dit gaan oor daai vetpersentasie. Nou in Erwan se geval, hy's 'n perfekte voorbeeld daarvan. Hy is lief om te oefen. Hy lê maar 'n bietjie in die gyms. En al wat met hom gebeur het, hy wou ontslaa raak van sy vetpersentasie. En daar sê hy dit gedoen. Wonderlik. Nou Erwan, jy weet, soos Christo sê, jy kan sien jy hou van oefen en dit is waarskynlik 'n leefstyl vir jou. Hoeveel gewig het jy toe op die CSN en program verloor en wat het jy besluit dat net oefen gaan nie jou doelwitte laat bereik nie? Man Leon, ek het so net oor die 14 kg verloor in 28 dae en so 13 cm om my middellyf. Ek het maar besluit op die program, want ek dink nie ek sou dit kon regkry met oefening, jy weet, in daai tydperk nie. En jy weet, as 'n man van in sy laat 40's begin ou mos maar sukkel met daai vet om die middellyf, jy weet. So ek kon met die CSN program kon ek letterlik eintlik ervaar hoe die vet wegsmelt, jy weet. En ek sê altyd, jy weet, as jy op hierdie ouderdom kom, dan begin jy 'n lyf kry soos 'n gebreekte waterpas. Maak nie saak hoe jy lê nie, die babbel bly in die middel, jy weet. So ja. Daar wie weet. Is grappie. Nou kyk, as jy mense mos so oefen, is dit gesond, jy het 'n aptyt, jy wil heeltyd eet, maar nou, jy was op die CSN eetplan ook, hoe het jy dit gevind en hoe was jou energievlakke rondom hierdie tyd ook? Ja, kyk Leon, ek het met die CSN program, met die supplemente se voeding, was dit nie nodig vir my, of het ek nie regtig gevoel ek word honger nie, jy weet. Ek kon, alhoewel ek kon voel met die detox fase, dat ek nie die energie gehad het om voluit te oefen nie. En daarom het ek maar 'n bietjie gestap en 'n bietjie fiets gery, jy weet. Maar jy kon nog steeds doen wat jy moet wou doen. Dis reg, ja. Maar in fase 2 het ek daai proteïene kon inneem en kon ek ervaar ek kon nou weer voluit oefen, jy weet. Maar ek moet ook sê dis te danke aan die baie goeie diens en die fantastiese steuning wat ek gekry het by Fernando by die Pretoria se CSN kantoor. Wonderlik. En jy weet, ek sê altyd 'n mens moet onthou, dit wat jy nie geheim eet, wys in die publiek, né? Dit is waar. Christo, kan mense met mediese kondisies ook die CSN program volg? Kyk, kom ek sê vir jou, ons is in die internasionale gepubliseerde klinies studie het ons bewys in 'n joernaal uitgawe. Laat ons nou wêreldwyd het ons diabetes mos nou remissie toe gekry wat nog nooit gebeur het op hierdie planeet nie. Maar as jy vetverlies doen, dan gaan jou cholesterol al jou mense moet verstaan wat is aanverwante siektes van vetsug, diabetes en kardiovaskulêre siektes. Dis cholesterol en is hoë bloeddruk. Al daardie goed en is heeltemal 100% veilig. Al wat hierdie produk is 'n natuurlike produk. Daar's nie chemiese middels of enige sulke tipe goed in nie. En daai ou produkkie wat daar voor jou staan in 10 dae kan jy tot 10% van jou liggaamsmassa verloor. So. So as jy 100 weeg, dan kan jy 10 kg weggooi. En dit gebeur. Dit gebeur. Absoluut. Christo Strydom, eienaar van CSN en Erwan Du Plessis, CSN kliëntenagent. Dankie dat julle weer draai kom maak het volgende. Dankie. Nou onthou van die stel se sake fokus, ons kyk gou weer daarna en dan is dit leefstyl sake met Dr. Judy en Annika gesels met haar oor pigmentasie. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Staden doen 'n sakefokus in Randburg en Fourways, 2 voorstede van Johannesburg en Gauteng. So as jy op soek is na die ideale bemarkingsgeleentheid op televisie, kontak vir Estel. Dit word op 24 Mei uitgesaai. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap.
My beurt vandag om met Dr. Judy Pretorius te gesels. Jy is al soos familie hier by Ontbytsake. Goeiemôre Dr. Judy. Goeiemôre en ek's bly om hier te wees. Vandag gaan ons bietjie gesels oor pigmentasie, maar op ander dele as net in die gesig. Ek wil begin deur sommer dadelik te vra, waarom sien ons dikwels dat daar 'n neiging is op elmboë en kneukels en knieë om donkerder te wees die vel as die omliggende dele van die vel? Wel, interessant. Jou vel is nie ewe dik orals nie. Soos byvoorbeeld jou vel by jou ooglede is omtrent so 0.5 mm dik en op ander areas byvoorbeeld jou wange 1 mm, jou hakskene partykeer tot 2.5 tot 3 mm, dit kan selfs 4 mm wees. En dan kom ons by jou elmboë en jou kneukels en jou knieë en die dikte daar is aansienlik anders, ook 2.5 tot 3 mm. So dit is dikker. En hoekom daar verkleuring plaasvind meestal is as gevolg van wrywing. Jy weet dan baie mense sit en leun met hulle elmboë op die stoele en die tafels en daai wrywing veroorsaak verkleuring. Daarmee saam ook as jy bid of as jy kontaksport doen op jou knieë en ons het ook 'n geneigtheid om dit baie met ons hande te doen en as gevolg van die wrywing is daar verkleuring wat plaasvind. Daar kan ander redes ook wees, bietjie siektetoestande soos ekseem. Baie mense sukkel regtig met ekseem tussen hulle vingers of by hulle elmboë of knieë. 'n Ander siektetoestand soos psoriase en natuurlik ietsie wat heeltemal anders is maar tog baie voorkom is akinetose nigricans. En nou wat dit is eintlik 'n plakagtige velverkleuring wat 'n bietjie meer hulp, mediese hulp kort, maar as jy dit reg diagnoseer kan jy nogal vinnig van die probleem ontslaa raak. Nou is daar iets wat ons aan dit kan doen? Kan ons dit verander? Die heel eerste dinge snaaks genoeg is, sit dalk net 'n bietjie meer room aan, want hierdie areas het 'n geneigtheid om bietjie meer droër te wees as gevolg van die dikte. Maar daar's 'n ander ding wat jy kan doen, is net soos wat baie van ons wil gaan vir chemiese afskilferings vir teenveroudering, kan jy dieselfde chemiese afskilferings gebruik vir jou elmboë en jou knie. Ons praat van 'n body peel, argumentshalwe. En binne in so 'n tipe produk sal jy sure kry soos salicylsuur, glikoliese suur en laktiese suur. En daai sure het 'n geneigtheid om die kompleksieverskille, die donkerte in die verkleuring van die vel baie ligter te maak. En natuurlik moenie vergeet nie, jou alledaagse kollageendrankies kan ook 'n groot verskil maak. Ek moet sê as ek altyd die woord suur hoor, dan se ek onmiddellik bang en dan dink ek, mens moenie suur aan jou lyf sit nie, maar ek neem aan julle weet wat julle doen en daar is van hierdie sure wat wel nie skadelik is vir jou vel nie. Ek sê dit vir mense, moet nooit vergeet jou vel het 'n ander naam nie en dit staan bekend as 'n suurmantel. Ja. Nou daar's sekere sure wat so wonderlik werk op jou vel en dis nou nie swembadsuur of batterystuur nie, maar daar's goeie sure, jou salicylsure, laktiese sure. Dink byvoorbeeld aan Cleopatra wat in melk gebad het. Sy het eintlik blootstelling gekry aan daai laktiese sure. En dis hoekom sy nooit gekla het van velverkleuring en so aan nie, want daai natuurlike suureksfoliansie het 'n groot verskil gemaak. Baie dankie Dr. Judy, dit is altyd so interessant. Ek kan vir ure na jou luister en volgende week is daar nog 'n interessante stukkie wat voorles saam met jou. Baie dankie vir vandag. Bly net waar jy is want hierna vertel ek julle van 'n spesiale kompetisie van Biomedical Emporium. Dr. Judy van Biomedical Emporium het alweer vir ons 'n groot prys gegee vir 'n gelukkige kyker. Dit sluit in 'n verskeidenheid van hulle produkte ter waarde van R5.200. En al wat jy moet doen om in aanmerking te kom vir die groot geskenk, is om 'n maklike vraag op ons webblad te beantwoord. Gaan na ontbytsake.co.za en klik op Wen Sake en al die inligting sal daar te kry wees. 'n Mens weet nooit wanneer dit jou gelukkige dag is nie. Oor na Dawie en hy gesels nou met 'n belastingspesialis oor hoe die begroting jou sak gaan beïnvloed. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels met Isel Du Plessis en ons het die vorige kere gekyk na die begroting so 'n soort van 'n breër raamwerk. Ons het gekyk na belastings, maar breedweg staatse uitgawes. Nou wil ons 'n bietjie inzoom op die spesifieke veranderings in sekere
belastings. Lekker om jou te gesels. Dankie Rawie, lekker om hier te wees. Die groot belasting, kom ek het so 'n grafiekie saamgebring. So kom ons kyk 'n bietjie wat daai grafiekie sê. Daar's 'n paar veranderings oor sekere belastings wat aangebring is. Dan kan mens sien daar's 'n paar belastings wat verander is. Soos byvoorbeeld, almal praat heeltyd oor BTW, maar daar's 'n klompie ander goed ook verander. Soos byvoorbeeld die aksiesregte wat verander is. Ja. En dan ook belangrik is 'n paar goed wat nie verander het nie, maar wat wel verander het op 'n of ander manier en ek verwys onder andere na persoonlike inkomstebelasting. Maar die eerste een, kom ons praat oor BTW. Dis natuurlik op almal se lippe. BTW nou verhoog met en dan volgende jaar moet 'n verdere 50 basispunte. Ja, Dawie, dis 'n interessante ding want soos jy sê, dis nou voorgestel in die begroting hierdie verhogings, maar daar's die teenstand teen dit. Ek meen die DA is uitgesproke, ander partye is ook uitgesproke dat hulle dit nie gaan ondersteun nie. Ekskuus, en dit laat belastingbetalers nou in 'n posisie van wat nou? Daar's nou nie ooreenstemming met dit nie en wat gebeur nou? So dis interessant, daar's 'n spesifieke bepaling in die belastingwet wat voorsiening maak daarvoor dat ongeag die feit dat daar nog nie ooreenstemming bereik is daaroor en dat hierdie verhoogde koers van die 1 Mei af in werking tree vir 'n periode van 12 maande. Ongeag dat dit nog nie deur die parlement goedgekeur is nie, maar wel onderhewig daaraan dat dit binne die volgende 12 maande goedgekeur moet word. So die punt is belastingbetalers moet hulle self voorberei daarop dat hierdie koers gaan opgaan. Ten spyte daarvan dat daar onsekerheid en nie so dis water onder die brug. Hierdie BTW gaan verhoog word en dit is dit. Dit is dit. Sê my daar's 'n ding oor BTW. Mense praat van 'n sogenaamde Laffer-kurwe. Nou die Laffer-kurwe, laat ek net vinnig verduidelik, beteken dat as die belasting verhoog, dan kry jy meer inkomste. Belasting verhoog kry jy meer, maar op 'n sekere stadium as die belasting so hoog, dan kry jy minder inkomste. Is ons daar met BTW? Dit lyk vir my so. Daar's verskeie kenners wat op van daai opinie is. En nie net ten opsigte van BTW nie, maar ten opsigte van persoonlike inkomstebelasting sowel as maatskappyebelasting. En ek dink dit is ook wat getoon het 'n paar jaar terug toe die belastingkoers op is van 14 na 15%, is die belastinginvorderings was nie gewees wat hulle verwag het nie. So ek sal ook, dit sal interessant wees om te sien wat nou gebeur met hierdie koersverhoging, of die beraamde inkomste in die realiteit wel ingevorder word en of daai kurwe nou Hoe vergelyk Suid-Afrika se BTW-koers met sê nou maar ander lande? So as jy kyk na die lande wat die Organisasie van Ekonomiese Ontwikkeling en Samewerking, hulle gemiddelde koers is hier by 19%. So ons is dan nog 'n bietjie onder dit. Maar as jy kyk na die gemiddelde koers van Afrika lande, is dit hier by 15.8. So ons is in lyn met dit. So ek dink vanuit daai perspektief dink ek is ons redelik nog in die kol, maar mens moet natuurlik na BTW kyk in die konteks van ons groter belastingstelsel wat alreeds hoë persoonlike belasting het, dividendbelasting, boedelbelasting. Al goed. Ja. Die punt bly, die staat is net te groot, spandeer te veel geld. Dis eintlik die probleem. Corrie maak vinnig die kos klaar, dan gesels ek en sy verder. Frans Hoekseller se eksklusiewe rooiwyn, The Last Elephant, is die perfekte huldeblyk aan die laaste olifant wat die vallei, voorheen bekend as Olifantshoek, in die laat 1900s verlaat het. Ek moes nou baie erg my lag terughou, want ek wou lag vir myself sien. As ek iets op kamera doen, dan maak ek ook floppies, né? So ek wil net vir julle wys, ek het dit wel reg gekry. Kyk net die mooi magic wat dit is. En ek wil nie nou baie praat nie, want ek wil hê julle moet mooi kyk hoe maak ek en hoe maklik is dit om hierdie bord so mooi op te dien. So heel eers begin ons dan nou hier en ek het inteendeel geproe. So julle moet net maak soos ek sê, nie maak soos ek maak nie. So al wat jy nou doen is jy sit bietjie van hierdie beet en bone puree onder, dan vat ons ons moet eers die aartappels opsit, amper doen ek dit verkeerd om. Nou sit jy net van hierdie aartappels, kyk hoe lekker heerlik bros het hulle gebak. Jy kan so 3 op 'n bord sit. En dan sit ons stukkies vleis net so in die kant en jy sal sien hy's nog lekker pink. Ons herhaal nogal redelik die kleure hier. Dan vat ek nou so 'n paar stukkies vars dol wat ek so bo op sit. Hierso het ek 'n yoghurt en tahini sous en jy koop hom ook sommer so klaar gemaak in die winkel en net so 'n paar
druppeltjies so bo-oor. En dan heel laaste, herhaal ons nou net weer. Jy moet die mense laat weet, hier so 'n sesame saad hier binne-in. En kyk nou net. O, laaste een. So 'n bietjie. Mense moet wonder wat is in hierdie bordkos. So 'n bietjie vars suurlemoensest. Kyk nou net. Dis 'n mooi en kleurvolle bord wat jy by die huis kan gaan probeer. Wie het gesê mens kan nie sulke mooi en kleurvolle kos eet nie. As jy onseker is oor 'n stap wat ek gevolg het, alles is mooi uiteengesit op my resep. Jy gaan dit kry op die Ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad. Onthou, jy is welkom om foto's van jou bord kos met ons te deel op Facebook. Ek wil dit graag sien. Geniet julle naweek en ek sien julle volgende week. Dawie gesels nou verder met Isel Du Plessis oor belasting en die begroting. Ek gesels verder met Isel. Nou almal praat natuurlik oor die BTW-verhoging, maar wat mense nie weet nie, die verhoging in persoonlike inkomstebelasting was baie meer gewees as die verhoging in BTW. Dit is wel so. Ja. En die rede daarvoor is omdat die belastingskale, die belastingdrempels en tabelle is nie aangepas nie. So met ander woorde, as jy nou 'n inflasionêre aanpassing kry van sê maar 5%, dan sit dit jou basies in 'n posisie wat jy nou meer belasting betaal as wat jou verhoging, so die verhoging kompenseer nie daarvoor. Ja. So en die regering gaan 'n beraamde 18.1 miljard rand op daai manier insamel. Deur net nie die koerse aan te pas nie, die kortings nie aan te pas nie, die belastingkrediete nie aan te pas nie. En soos jy sê, mense is nie eintlik bewus daarvan. En die ding is wat hierdie tipe van belasting op persoonlike inkomstebelasting is glad nie van toepassing op die heel top inkomsteverdieners nie, want hulle betaal al klaar die maksimale koers. Dis eintlik op die middelaar inkomste kategorie. Presies. En dit is ook daai kategorie van belastingbetalers wat swaar getref word deur die BTW-verhoging. Dit affekteer nie regtig maatskappye nie, want dis die eindverbruiker wat daai koste betaal. So dis 'n dubbele swaar. En 'n belasting wat wel verhoog is, as ek reg onthou 6,8%, dis die sogenaamde sondebelastings, die rykdombelastings, of liewerster die sondebelastings, die aksiesregte wat verhoog met 6,8%. Nou dit klink miskien na 'n goeie ding. Ek dink alle belastings is slegte goeders, maar dit klink miskien na 'n goeie ding om sonde te belas, maar oordoen ons dit nie bietjie nie. Dit kan wees Dawie dat 'n mens op 'n punt kom wat mense begin alternatiewe, nie tradisionele of noodwendig wettige maniere kry om daai produkte in die hande te kry nie, omdat hulle voel dit word te swaar belas. Ons het dit gesien in COVID toe dit net nie beskikbaar was nie, het mense ander planne begin maak. So dit mag 'n moontlike gevolg wees. Ja, ek het so 'n idee, kyk, 'n groot gedeelte blykbaar, so iets amper die helfte van sigarette word in elk geval in die ondergrondse of sogenaamde swartmark verkoop. En as jy aanhou om alkohol teen dieselfde persentasie te belas soos wat ons nou doen, dan gaan jy dit eintlik net ondergronds dryf. Dit is absoluut 'n werk. Jy het 'n paar interessante syfers daarso in terme van hoeveel ons inkomstebelasting kry en sekere uitgawes. Deel dit met ons? Ja, so daarvoor ons het vroeër gepraat oor staatsspandering en skuld wat regtig 'n bekommernis is. En as 'n mens kyk vanuit die belastinginvorderings, die belasting wat hulle uit persoonlike inkomstebelasting invorder van 811 miljard is minder as wat die staat spandeer aan staatssalarisse van 822 miljard. Kom ons herhaal dit net. Die totale persoonlike inkomstebelasting wat ons vervang, die staatsamptenare word meer betaal as die totale persoonlike inkomstebelasting. Ja, presies dit. En daai persoonlike inkomstebelasting is al klaar bykans 40% van die totale belasting wat ingevorder word. So dit sit dinge bietjie in perspektief. Dis kommerwekkend. En dan die ander ding wat kommerwekkend is dat die belasting wat ingevorder word van maatskappye van 331 miljard minder is as wat spandeer word op rente van 424 miljard. Die totale rentekomponent is meer as die totale ontvangste wat ons kry by maatskappybelasting. Presies net so. Ja, ons het 'n ding bereik hierso waar ons nie meer hierdie ekonomie verder kan belas nie en die enigste alternatief nou, ons moet minder uitgawes op die een of ander manier bewerkstellig, anders is ons op pad na groot moeilikheid. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het en die nie so goeie nuus met ons gedeel het nie.
Jammer daaroor, maar lekker om hier te wees daar. Maar ja, daai tyd dit is my gunsteling program gewees natuurlik om oor die begroting te gesels en al die belastings en staatsuitgawes en dies meer. Dit was baie opwindende afgelope klompie weke vir my gewees. Ons moet maar kyk hoe die dingetjie gaan uitspeel. Maar die enigste manier hoe jy politici kan kry om minder geld uit te gee, is om vir hulle minder geld te gee om uit te gee. Ons speel uit met die nuwe musiekvideo van Karma, Bicycle Ry en daarna tyd om te sê kwaai. Baie dankie aan julle dat julle by ons het raai gemaak het. Ons het begroting gepraat, belastings gepraat en allerlei. Ek hoop jy het opgelet. Ek het my kollegas het julle opgelet van belastingstukke dinge. Dit was lekker geweest. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie dat julle by ons kom kuier het en ons stuur vir julle weg hier met 'n lieflike bottel. Dit is die laaste olifant. Dit wat daaroor is en 'n boot en Riley leersak en 'n ontbytsak, 'n koffiebekertjie om nou in die oggend as julle nou, dan kan julle aan ons dink. Elke dag. En dit is BTW Vrydag. BTW Vrydag. Wel. Miskien moet ons wyn BTW vry maak daar. Dis vir langer ding. Ek dink ook so. Dis absoluut 'n noodsaaklikheid by. Ja. Nou volgende week is Jalien terug. Ek kan nie wag as hy terugkom net vir lank so na. En ons ateljeegas is die talentvolle kunstenaar Petro Kreer. En ek nou ons 'n bietjie musiek maak, wat dink jy? Nee, is tyd. Ons moet 'n bietjie die mense. Moet ek my fluitjie bring? Bring die fluit, David. Fluit, jou storie is nog lank nie. Lekker so om julle gekyk. Jo, hoorie maar hierdie lyk soos 'n sorbet. Die sorbet. Nee, dis 'n swak ene. Ek gaan net ophou. Gee dit vir Jannie ook 'n wyn asseblief, Leon. Het Jannie wragtig nie? Nee, ek hou net hier. Actually hierdie eet. Ja, jy mag like dit. Jy moet dit eet. Dan is vir hom aangegee. Jannie, maar ek gaan jou wyntjie vir jou gee, ek beloof. Ek hou hom net hier nou of jy nou kan jy lekker rustig eet daar. Baie dankie. Jy gaan nie wyn seker maar persoonlik dat jy jou baie dankie altoe. Ek sal nie vir jou vertrou nie, Leon. Ek hou dit net veilig. Dit is dit lyk baie. Ek sal hom fyn ophou. Ja. Okay. Jannie skop hier onder my. Sê waar is my wyn? Waar is my wyn? Jo, sien Leon. Baie julle. Tata. As jy